Welkom by ons volgende uitgawe van die JE-kurwe. Dis lekker om vandag met my goeie vriend en kollega Louis Verhoete te gesels. Louis is die direkteur van WVSA in Gauteng. Louis, baie welkom by ons. Dit is lekker. Dis lekker om weer 'n bietjie nog 'n ouditeur in ons midde te hê. Louis, kom sommer af en ek wil vir jou vra, vertel ons 'n bietjie van wie jy is. Vertel ons van jouself, jou besigheid en ook jou betrokkenheid by Moleta Kerk. Ja, Jakes, baie dankie dat julle my gevra het om hier te kom praat en hier oor al die ligte te kom sit. Ja, so ek kom al uit die Vrystaat uit, so ons het so ietsie in gemeen. Kom van 'n klein dorpie met die naam Wesselsbron. Daar groot geword en bietjie in Bloemfontein gaan swat en ja, en hy's ek hierso in die Wilde Weste in Gauteng. Ons besigheidsnaam is BVSA en ons is 'n ouditeursfirma, maar met 'n klein bietjie van 'n verskil. Waar ons fokus op die mens agter die besigheid. Dit is nie net syfers nie. Ons wil seker maak ons kyk na ons kliënt se belange en dit beteken ook die individu wat agter die kliënt staan. So ons game is maar 'n verhoudingsgame en met dit wil ons seker maak ons kyk na die individu agter die maatskappy se finansies en ons probeer hulle help en guide hierdie regte goeders te doen. Ja, so ek is nou in die kerk van 2021 af, ons Pretoria toe getrek het. Ek het 2 kindertjies, 'n seentjie en 'n dogtertjie van 11 en 7. Lekker hier by die kinderkerk betrokke. Ja, so lekker om hier te wees. Louis en jou vrou? Ja, my vroutjie is 'n wonderlike vroutjie. Sy is al saam met my in die besigheid vir 12 jaar. Okay, so sy Sy kom saam met ons begin het in Kuruman actually in 2014 het ons betrokke geraak by die besigheid en ja, sy's van toe af saam met my in die ding in. Sy's nie 'n CA of 'n ouditeur nie. Sy help ons met baie admin en al die klas van goedjies. So sy's maar my right hand man vir enigiets wat ek moet uitsorteer kry en sy maak mense hande baie ligter. Okay. Ja, so dit is haar in die werksplek. Jy weet, by die huis is sy net 'n eystervrou. Ja. So 'n goeie maat. Ek was nou onlangs detekteer. Ja, op pad Appington toe het deur Katoo gery het, hier 'n kantore daar gesien, so ek weet julle het so 'n bietjie 'n footprint in die platteland sê dit is. Ek dink ons plattelanders is altyd lekker om 'n bietjie iets te hoor dat in die land ook gebeur. Seker. Louis, besigheid as bediening. Dit is iets wat Moleta Kerk op fokus. Hoe lyk besigheid as bediening in jou besigheid? Weet jy, Jakes, ek het ek net die vraag vooraf kry en ek so 'n bietjie begin prep, dan dink ek aan die gesê, yes, daai is my regtig 'n moeilike een vir hom te antwoord, want dit is nie regtig wat die regte antwoord moet wees. Daar is nie regte antwoord, moenie. Nee, jy weet, so ek vir my hele lewe lank gaan dit nog oor wie is 'n voorbeeld. Soos ek glo dat deur my aksies, hoe ek mense hanteer, hoe ek my kliënte hanteer, my personeel hanteer en die Jan publiek hanteer, moet van so 'n aard wees dat mense moet Jesus in jou kan sien. Jy weet as jy aand vir jou kinders Bybel lees, dan bid jy, jy weet, laat ons sout in die aarde wees en laat ons liggie skyn. En ek dink ons as groot mense raak op 'n tydjie missing, jy weet, jy vergeet daai link en so vir my weet om as bediening in my besigheid of my besigheid as bediening, dan voel dit vir my wie is die verskil. Wys die wêreld hoe dit gedoen moet word. Werk met integriteit. Hou jou standaarde hoog. Dit is maar deel van wat ons doen. En ek dink veral in jou bedryf, ek bedoel dit is mens hoor in die auditeurs 'n paar jaar terug as dit die groot 4, die groot 5 was baie in die nuus vir al die verkeerde reeds omdat dit hulle nie die lig geskyn het nie, omdat in ons eie land was daar 'n paar groot goed gebeur. Ja, ek wil so 'n bietjie opkom vir die industrie. Ek dink dis die kliënte se skuld. Wat jy sê, nie ek dit mag sê of nie. Jy weet 'n mens daar's ongelukkig baie mense wat by die reëls buig, jy weet, en as ouditeur is jy gekonfronteer met die goed as daagliks en dit is om op die stryd en narrow te bly is nie so maklik nie, want dit is jou kliënt, dis jou lifeline, dis jou geld, dis jou inkomste wat inkom op maandeinde. So jy het maar baie druk van buite. Ja. En ek dink hou jou integriteit so goed as wat jy kan. Ek dink ons as 'n besigheid is dit vir ons ontsettend 'n belangrike ding en ons sal eerder wegstap van iets af as wat ons iets doen waarmee mense later ongemaklik gaan wees. Spyt wees. Ja, ek dink in julle bedryf is jou naam uit die afsaak baie belangrik. Wel as jy die naam begin het van weet jy doen dodgy goed, dan kan jy my jou deure te mag. Nee, verseker. Jy weet so ons glo ons is trustworthy. As ek nou die Engelse woord mag gebruik. Jy mag. Ja. Oor jy vertel ons van jou journey met Jesus en hoe wat's invloed dit op jou besigheid gehad tot nou toe. Weet jy, Jakes,
Ek kom uit 'n klein dorp by die Vrystaat. So ons van kleins af kerk, sonnaarskool was na kerk, na sonnaarskool stap jy huis toe. So ons het groot geword met liewe Jesus. Jesus in jou lewe en jy weet en ek dink my ware ontmoeting met hom was op universiteit gewees waar ek en daar's een spesifieke ding wat by my vassit en ek het dit al vir baie mense vertel. Ek was in my tweede jaar universiteit, ek het op my koshuisbed gelê, geslaap die aand en ek het wakker geword soos 2, 3 die oggend met Lukas 12 vers 12 wat my kop vassit. Ek het net soos wakker geword in Lukas 12 vers 12 en ek het die Bybel oopgemaak en Lukas 12 vers 12 sê net dat die Heilige Gees gaan jou die woorde gee wat jy moet sê as jy daar staan. En daai versie wat ek gedroom het al so baie vir my beteken in my lewe, in my werksplek, in my persoonlike lewe, want ek het daai selfvertroue en daai confidence dat Jesus is hier, die Heilige Gees is met my, hy is saam met my nou in hierdie gesprek saam met jou en daai het my regtig baie confidence al in my lewe gegee en dit was vir my, dus soveel situasies waar jy in 'n moeilike posisie is of jy is in 'n slegte situasie of dit is 'n konflik situasie, dan ek aan die einde van die situasie dan kan jy terugkyk, dan kan jy sê die Here het my weer die deur gedra. So ek klou nogals vas aan Lukas 12 vers 12. Dit was vir my nogals 'n groot gebeurtenis in my lewe en dit was 'n groot eye-opener en ek ervaar dit, ek wil sê daagliks in my lewe. Yes, dit is baie kragtig. Ja. En dit is eintlik so maklik om onthou. 12 vers 12. Vers 12. My lucky nommer. Nou ons praat bietjie vandag oor God se plan in ons besigheid. Hoe lyk daai plan vir jou in BVSA? Weet jy, Jacques, ons het ek het oor die vraag hier ook gesit en dink. Ja. En toe ek betrokke geraak het by BVSA, was daar die oom by wie ons die besigheid gekoop het, hy het elke maandagooggend Bybelstudie gehou. En dit was my so mooi gewees hoe die plek waar ek eers gewerk het nie so gewerk nie. Dit was my so nice, want dit was my so 'n breath of fresh air, jy weet, en toe die oom, vir 'n paar jaar het ek saam met hom gewerk, hy het afgetree, toe het ons aangehou met die projek, as ek dit nou so kan stel, en dit het mettertyd, weet mense raak so besig met wêreldse dinge, en ons beroep is so gejaag, en ons het elke maand 4 verskillende deadlines, en het 4 verskillende belastings wat moet in, en kliënte se state wat moet uit, toe raak hierdie ideaal wat ek myself gesien het van hoe ek dit moet hanteer in my werksplek half verlore. En met die tyd saam het ons toe nou Morletta gejoin en 'n selgroep ingekom en die belangrikheid van kringe of dan 'n selgroep in my lewe en hoe dit na my werk toe oorgespoel het, was vir my so amazing want ons in ons selgroep kom ons mans 1 keer 'n maand fisies bymekaar. Ons is 5 gesinne, 11 kinders, so dis bietjie moeilik om weekliks. Is jy in jou doen wat jy sê? Dis 'n selgroep. Hulle dieselfde. Okay. Ja, nee, maar ons werk op so 'n rotasiebasis. Dit is saamsel en doen ons dit op teams en dan volgende week is die vrouens wat fisies bymekaar kom. Dit is saamsel dan die mans, saamsel vrouens. En ek vertel toe die storie vir die ouens in ons mannesel, hoorie maar ek wil 'n selgroep by die werk begin. Ek dink die Here druk dit op my hart. Ek voel regtig dit is iets wat ek moet doen. En nee, ja, kry dit moet doen, encouraging en daar was 4 maande weer verby. Yes. En ons kom weer by 'n mannesel en toe word ek accountable gehou. Ek vra vir die ouens vra vir my maar, het jy al begin? Toe sê ek vir hulle, weet julle wat, ek het nie, maar ek sal sorg dat ek hierdie Vrydag sal ons dit doen. En die eerste Vrydag wat ons nou werksel, soos ons dit nou maar noem, Ja, by die werk doen op 'n Vrydagoggend, toe daar gaan 10 mense op. En dit was vir my nogals 'n groot oomblik geweest, want ek was verskriklik senuweeagtig oor dit. ja. Jy weet as 'n werkgewer moet jy versigtig wees oor geloof in die werksplek. Jy weet hoe jy dit hanteer. Dis nie verpligtend nie, dis voluntary en as jy wil kan jy, as jy nie kom nie, is dit okay. So ek was baie nervous om dit te begin en ek dink dis ook maar hoe die duiwel mense bietjie wil terughou om dit nie te doen nie. Hy discourage jou om nie daai stap te neem nie. En ja, met ons eerste sel wat die 24ste Augustus is ons selfe jaargroepie, 'n jaar in die gang, ekskuus, ons is 'n jaar in die gang. So ons is 'n amptelike jaar oud en party dae is daar 3 mense, party dae was daar al 12 mense
En wat vir ons lekker is, en wat ons nou begin doen, is ek kan nie elke Vrydag al wees nie, dan ons roteer. Okay. Ons probeer ook maar 'n bietjie Die leideel, broer, jy sien die leideel. ja, ons het daar's nie regtig struktuur nie. Ons beginsel was ietsie kort, kom deel iets met die mense om jou. Weet wat ons spandeer soveel tyd saam met die mense by die werk. Weet ek elke week het ek 40 ure saam met almal se week werk. Baie weke is dit meer as 40 ure. Ek het minder tyd met dit saam met my gesin. Want dit is skool en 'n sport en is al die goed tussenin. Jy weet, so dit is so belangrik om daai goeie gesonde verhoudings by jou werksplek te hê dat jy weet ons het gevoel ons moet dit doen, maar ja, my punt wat ek wou maak was om weer daai accountability wat van 'n selgroep afgekom het, wat my forceer het om op die ou einde dit te doen en dit was so 'n reuse sukses gewees en hoe nice al die nice goed wat daar uitkom, hoe mense nou begin praat oor die Here in die kantoor. Dit het nie gebeur nie. Onthou dit was 'n almal is huiwerig. Niemand weet of jy moet nie. Niemand weet waar staan jy met die ou langs jou nie. En ewe skielik het ons 'n bietjie van 'n platform in die besigheid waar mense sê dis 'n kuier met die Here te praat en jy het alleen nou so dagstukkie vir man, se lê daar op my lesenaar. As ek nou op 'n Vrydagoggend hoor nie regtig tyd gehad om te prep hier, dan moet ek vinnig ietsie daar reg kry vir werksel. Maar dit is nou op die tafel. Yes. Ons kan 'n gesprek daaroor hê. En ek gaan nie sê dit was taboe in ons besigheid voor die tyd nie, maar dis nou definitief aanvaarbaar. Ja, mense ervaar dit as aanvaarbaar. Dit word nou kultuur in die kamp. Word nou kultuur in die kantoor en dit is vir ons baie nice. My vrou het vir my net hierdie week gesê, my man, jou besigheid is nou op pad in die regte rigting. En dit was vir my so nice om ook te hoor, jy weet, daai words of encouragement, en ek weet waaroor dit gaan, sy weet nou also dan wat behind the scenes so kan die gang is, maar hierdie goed is vir my so belangrik, jy weet, toe ons, my vrese om, en ek dink baie mense gaan dalk sukkel met dit, hoekom ek huiwerig was om 'n selgroep te begin, ek was nog nooit 'n selgroep leier nie. Jy weet, ons maatskappy, daar werk nou 85 mense by ons in totaliteit tussen ons 3 kantore. Dis vir my 'n baie groter verantwoordelikheid om daai selgroep te lei op 'n Vrydag, as wat dit is om die direkteur te wees van die maatskappy vir daar 85 mense werk. Want daai selgroep, dis ewigheidswaarde. Dit is mense se lewens, weet of dit is die erns wat ek daarmee dra. Dit is nie vir my net 'n ietsie wat ek op 'n Vrydag doen omdat ek dit moet doen nie. Ek beskou dit as 'n geweldige verantwoordelikheid en weet so daarom was ek huiwerig om dit te begin. Jy's so bang jy doen dit verkeerd want jy's onder die ewe skielik sê in die spotlight. Jy weet jou mense kyk na jou aksies, hoe jy reageer, wat jy sê, wat jy doen. Ewe skielik is al daai goede 'n realiteit. En ek het al die vrese gelukkig een kant toe gedruk gekry. Ek dink die Here het my gehelp om te sê moenie luister na al hierdie gemors nie. Doen net wat ek vir jou sê en dis begin hierdie ding. En ek is so dankbaar om dit te doen. Yes. Louis, in jou bedryf, dit is, ek bedoel, dis 'n baie kompeterende bedryf uit die saak en uit die hart van die saak en jy's wil jy maak 'n standpunt daar met wat jy nou met ons gedeel het, maar die hele ding van om God se plan te implementeer in daai bedryf, wat sou jy sê is die grootste uitdagings met dit? Jy hou van moeilike vrae, Jakes. Ek dink, ja, weet, ek is nog self besig om my plan uit te figure of om God se plan vir my besigheid uit te figure. Ek dink dit is soos werk in proses. As jy nou 'n ouditeur is, dan weet jy nou hoe werk in proses. Dit is iets wat die hele tyd gaan verander. Ek beskou dit as 'n voortdurende ontwikkeling en jy weet, ons het nou dit embrace om 'n selgroepie te begin en ons het nou klein begin en ek sien dit as 'n fase, jy weet, en ons sal daarop wil ons nou bou en meer goeders begin doen soos tyd nou aangaan. Maar ek dink in audit praktyk, jy weet, in ons besigheid spesifiek wat nou begin groter raak en kry jy te doen met mense van ander gelowe en jeseltiere en dit maak dit baie moeiliker. Jy weet, want jy is so bang en dalk oordryf ek dit nou weer want ek sit nou die werkgewer 'n bietjie op. Jy weet, van my personeel wat dalk nou nie 'n Christen is nie, voel offended. Maar eintlik is dit juist die challenge. Moet ek nie juist eintlik daarom met daai persoon probeer uitreik, jy weet, met daai persoon 'n gesprek probeer aanknoop oor die Here en met daai persoon 'n gesprek hê nie. Ek dink dit is in ons bedryf is dit maar 'n groot uitdaging. Yes.
En ek dink om God se plan vir jou besigheid te implementeer is wees maar op jou knieë en probeer luister. Ja. Hoorie, Louis, en jy het net verwys na jou vrou. Ek het glad nie weet jou vrou is ook so nou betrokke by die besigheid nie. Watter rol sou jy sê speel sy in hierdie hele implementeringsfase van God se plan in jou besigheid? Ek dink sy speel 'n baie groot rol, Jakes. Jy weet 'n ou 'n mens dink dit is 'n vinnige gesprekkie hier en 'n vinnige gesprekkie daar, maar die emosionele ondersteuning uit die kry as jy by die huis kom, jy het nou 'n lang dag gehad. Partykeer as jy sien ek sit op die stoep en mense sê ek gee hom net so 5 minute. Die man soek nou 'n bietjie gesvind, maar hy wil nou kyk vir die boom. Los moet hy vir die boom kyk vir so rukkie. Maar nee, ek dink my vrou of enige man se vrou moet 'n reuse rol speel in dit en my vrou speel in my besigheid 'n reuse rol. Jy weet, en die posisie wat sy het is administratief van aard, maar dit gaan nie oor dit nie. Dit gaan nie oor wat sy doen vir die maatskappy nie. Dit gaan oor wat sy doen vir my as ek by die huis is. Jy weet, hoe sy altyd daar is om te luister. Ek is nie 'n vreeslike prater nie. Ek internaliseer, so ek hou dit net maar in en ek verwerk dit op my eie. Wanneer ek eendag reg is, dan praat ek al oor, maar my vrou het 'n ongelooflike ability om te luister wanneer ek met haar praat en om baie goeie advies te gee, wanneer sy met my praat. Jy weet, en ek dink 'n mens is nie noodwendig dat jy dit te maklik wil verkleineer nie. Ja. Jy weet, of dit minder belangrik maar vir my is dit belangrik om te hoor wat sy te sê het oor haar besigheid. Ja, en my vrou speel 'n baie groot rol. En sy is aktief betrokke in die besigheid en help my geweldig baie. Ek gaan dalk so 'n bietjie dieper op hierdie en ek gaan 'n bietjie off topic dalk gaan. Ons het 'n paar geleenthede terug het ons ook met iemand gepraat oor die rol van 'n jou spouse of jou eggenoot in besigheid. En ek het daar die statement gemaak. Sê ek was self op 'n stadium was ek en my vrou het ook baie nou saam met my in my besigheid gewerk. En dit het 'n plek gekom wat ons al was met my vrou ons was nie meer huweliksmaats nie, maar ons was omtrent besigheidspartners. Gebeur so iets ooit by jou of het jy iets 'n plek om so iets te kan counter? Weet jy, Jake, baie mense het my al gevra hoe kry jy en jou vrou dit reg om saam te werk? Ja. So is maklik, by die huis is hy baas en by die werk is ek baas. Maar nee, ek graf sommer. Ons het ek weet nie regtig hoe om vir jou te verduidelik nie, maar ons verstaan mekaar net. So weet ons doen dit nou al so lank, jy weet ek werk al langer saam met my vrou as wat ek sonder haar gewerk het en sy is my right hand man met soveel goeders. Maar ek dink die wat ons half reg kry is as ons met mekaar oor werk moet praat by die huis in die aande, dan probeer ons dit regtig tot werk. Okay. Jy weet dit ons sit nie aan tafel wanneer ons tyd met ons kinders wil spandeer en praat oor ons werk en ons besigheid nie. Ons is nou so ons probeer in die moments wees. Ons is nou saam met ons kinders besig om aandete te eet want jy het net daai uur na skool en huiswerk voordat dit weer bad en bed routine is. En ek dink ons het 'n baie goeie balans wat dit aanbetref dat werk oorheers nie ons gesprekke nie, dit oorheers nie weet ons na-uurse aktiwiteite nie, ons sit nie elke naweek en saam werk nie, ons meeste van die tyd, sy sal vir jou sê ek ignoreer haar e-mails totdat ek nie meer kan nie, maar ek dink op die einde van die dag het ons die regte balans gevind en ek dink jy moet maar net vir jouself daai tyd maak. Wanneer dit tyd is om te werk, so ons het nou 1 keer 'n maand, dan schedule ons 'n oggend, dan blok ons dit uit, ek werk van die huis af en dis ons tyd om ons werkskoeters uit te sorteer. Okay. Jy weet, so ek dink dit het ook nogals gehelp met 'n praktiese oogpunt uit om 'n dedicated time slot te hê. Want ou raak besig. Jy weet, so sy dan voel sy ek skep haar af, dan tik sy so 'n bietjie die vingers en dan skep ek weer 'n tyd in my dagboek en dan werk dit weer. En dan sê jy vir so rukkie baas. En dan sê sy vir so rukkie weer baas, jy weet, so. Maar die ding is jy moet laat sy dink sy's baas. Sê ek dit geheim. Jy moet dan sê by nou hoor nou die podcast luister. So sê ek maar luister, ek Hierdie opmerking gaan jy ons uithaal. dis reg vir my. Toe julle het FSA is 'n maatskappy wat kantore het reg oor die land. Jy fokus baie grootliks op wat hier in Gauteng gebeur. Ja. Hoe wat is die uitdagings wat jy ons praat oor die hele konsep van God se plan in jou besigheid implementeer? Wat is jou grootste uitdagings om half op multi-site, kan ek dit so noem, hierdie ding te kan neersit en nie om vision te leak in die proses nie. Ja. Kyk, ons het nou so 2 weke gaan ons 'n lekker strategiese sessie hê met al die aandeelhouers in besigheid en
En dan so hierdie werksel, soos ek dit nou noem wat ons nou begin het, is maar ons pilot om nou in Pretoria. Ons maak seker Pretoria werk dit mooi. Dit is iets wat ek baie graag na die ander kantore toe sal uitbrei. Jy moet maar iemand hê wat voorvat met daai proses, anders dan gaan jy dit nie daar reg kry nie. Jy weet, en ek kan nie van hier af in Benoni nie of in ons Middelburg kantoor 'n selgroep, of ek weet nog, daar kan ek moet dit dalk op Teams doen, daar moet ek my maandag of Woensdag, ons gaan kyk, as al die plan net werk, maar ek wil, as die hoof van ons strategiese sessie, gaan ons definitief 'n redelike gesprek hê oor God in ons besigheid. Jy weet, ons het hierdie boek gelees wat jy vir my gegee het, en ek dink dit is nie 'n boek wat 'n ou net moet lees en dan op die shelf sit en daar los nie. Jy weet, ek dink ons moet daaroor praat en ons gaan dit deel vorm van, of dit gaan deel uitmaak van ons strategiese sessie, en ons gaan heel beslis 'n gesprek daaroor hê oor dit is wat ons al in Pretoria doen. Hoe kan ons hierdie uitrol dat dit 'n meer algemene ding raak in ons besigheid, om dit aanvaarbaar te maak. Jy weet, en ek weet almal of my mense in die ander kantore gaan dieselfde huiwering hê wat ek gehad het rondom, maar daar is mense van ander gelowe in my kantoor, want ek weet daar is mense van ander gelowe in daai kantore, en dis net daai vrees wat 'n ou moet oorbrug, te sê, maar dit is nog steeds okay. Jy weet, so ons gaan 'n plan uitwerk, ons gaan 'n strategiese sessie hê, jy weet, en dit is reeds geskeduleer, so daar gaan ons 'n bietjie praat oor. So ek het nog nie vir die antwoord nie, dit is my eerlike antwoord, ek het nie vir die antwoord hoe jy dit op verskillende sites doen, as jy nie mense het wat saam inkoop in dit. Jy weet, so ons aandeelhouers kom nou bymekaar, en dit is aandeelhouers van elke kantoor, en dan het ek nou die geleentheid om met almal te praat oor wat ons wil doen en wat ons aan nie doen is in ons Pretoria besigheid. Ja. Wat ons dan graag wil sien uitgerol word na die res van die besigheid. Yes. Louis, ek is 'n bietjie challenge op daai, op hierdie stadium by die kerk is, het ons 'n harde dryf oor die hele ding van disipelskap. En ons moet disippels wees wat disippels maak. En hoe dink jy kan so iets uit 'n strategiese plek uit van, jy kom jy het nou identifiseer vir jou disippels wat dan disippels maak. Hoe sou ek as so iets in BFSA in die pad vorentoe? So dit op 'n spot. Is it Jakes? Great question. Sure. Ja, ek weet nie, ek dink die het my die my regtig al vasgevra. Dis goed. Dis 'n goeie plek om by te doen. Ja, kyk, en dit is goed om 'n bietjie gechallenged te word. Ek dink jy weet, uiteraard wanneer ons sessie het, dan moet hou nou mense moet oor dit goed praat. Jy weet, weet ek hoop en ek glo ek gaan die res van my aandeelhouers se inkoop kry in hierdie plan. Want dit is die eerste ding wat moet gebeur. Ek dink dit is maar 'n top-down ding, jy weet. Ek wil graag hê ek glo my bestuurspan is almal like-minded. Ek weet my span in Pretoria is like-minded, en ek so glo ek ook ons Benoni en Middelburg bestuurspan is like-minded. So van daai oogpunt af glo ek is iets wat 'n ou kan regkry, maar hoe die disipelskap afaan gaan lyk en hoe dit prakties gaan werk, weet ek voel ons as 'n besigheid het nog baie om te groei en te ontwikkel in daai area. Jy weet, ons voel vir my ons kruip nou. Ons het nog nie begin hardloop nie, en ek dink daar's nog soveel wat ons self wil uitfigure oor, jy weet, waar wil ons betrokke raak? Ek het met 'n kliënt gepraat terug, en hulle het 'n baie goeie idee wat ek graag wil implementeer in ons besigheid, en hulle het 'n reël dit nou werk is. Elke werknemer in daai besigheid kry 'n dag 'n jaar ekstra verlof. Maar daai dag wat hy verlof kry, moet hy of sy spandeer aan 'n liefdadigheidssaak. En liefdadigheid of kerk of 'n skool of wat ook al. En die maatskappy se beleid is dan, wat ook al die werknemer besluit om te doen, die maatskappy sal dit match. So as die werknemer sê ek gaan die kerk help verf, dan sal die maatskappy 'n ekstra verwer saamstuur vir die dag. Dit is baie. En dit is ietsie kleins, maar ek dink dit maak 'n verskil. Op die ouende, as elke bietjie help, en dit is iets waarvan ek nogals baie gehou het van, toe ek die idee gehoor het, en ek dink ek wil so iets begin implementeer in die besigheid, waar jy vir mense sê, kies 'n cause wat in lyn is met ons core values. Ja. En dan kan die maatskappy help in daai rigting in. Want dit is deel van ons kan teruggee in ons gemeenskap, en of dit nou kerk is, en of dit nou skool is, en of dit 'n NPO is, wat ook al, dit is half irrelevant. Ek dink op die ouene,
as jy jou kern identifiseer het en dan dink ek dis 'n baie goeie plek om te begin. Dis Koninkryks impak. Dit hoef nie alles met 'n Bybelversie gepaard te gaan. Exactly. Dis hoe Koninkryks impak in praktyk lyk. Maak 'n verskil, wees die verskil. Absoluut self. Jy het verwys na die boek. Ek het in ons gesprek voor ons die opname begin het, so 'n bietjie gepraat oor en ek kon verstaan dat jy een van die ouens is wat al 3 hele boek is. Jy het hom al vorentoe agtertoe deurgelees. Hy het hier en daar bietjie gechallenge. Wil jy net sommer net ons bietjie deel oor wat was die challenges? Wat was die challenges as jy die boek ervaar het? Ja, kyk ek dink die boek stel dit baie reguit. Daar's 'n baie reguit lyn. Ja. Daar's nie 'n grys area nie en die lyn is nie daar om gebuig te word nie. Nou, weet en dit is nou daar waar ek sê ons in 'n tipiese oude praktyk word jy baie gechallenge deur kliënte, jy weet die lyn moet gebuig word en hulle wil daar wees. Jy weet so en om daai verwagtinge te bestuur is partykeer baie moeilik en in daai proses bou jy maar jou integriteit en jy probeer dit reg doen, maar dit is 'n uitdaging. So ek dink 'n goeie ding wat ek het net die hele boek gelees en wat vir my baie lekker was toe ek net hierdie boek is, daar's baie van die goed wat ek dink as 'n maatskappy ons reeds reg doen. Onbewustelik so, jy weet, ons doen nie goed op 'n sekere manier omdat ons gedink het die Bybel sê ons moet dit so doen. Ja, ons doen dit op 'n sekere manier want ons voel dis hoe ons met mekaar wil werk. So dit is 'n kulturele ingesteldheid van ons maatskappy oor hoe ons werknemers hanteer, hoe ons kliënte hanteer, hoe ons mekaar hanteer. Ja. Jy weet uit daai oogpunt uit dink ek is ons op 'n baie goeie wicket. Maar die baie van die uitdagings, jy weet, om jou krediteure te betaal, wanneer jy hulle moet betaal, hoe jy hulle moet betaal, jy weet, as jou cashflow tight is dit baie maklik om te sê ek gaan die volgende maand betaal, jy weet. Ek gaan hom so 'n bietjie stretch. Jy weet en die boek is baie duidelik daaroor dat weet jy moet mense betaal wat hulle due is. Jy weet en as jy die geld het om dit te doen, dan moet jy dit verseker doen. Jy kan nie uitstel omdat dit jou eie sak pas nie. Ja. Jy weet so maar ek kan almal aanraai om die boek te lees. Dit was vir my aan die begin was dit nie vir my 'n maklike lees nie. Hy het vir my half moeilik gelees. Maar toe ek half in hom is, toe voel ek eers nou begin hy lekker vloei en dan sien jy die hele ding in mekaar inpas. Ja. So ek dink op die ou ende is dit 'n baie dit is vir my was dit 'n baie goeie boek geweest en daarom het ek vir jou gesê daai boek moet nou voete kry. Jy weet hy moet nou ander mense se oë kom en ek moet gaan my naam voorin skryf en sê pass aan. Anders wil jy wegraak. Ja, Hy kan maar wegraak. hy kan maar wegraak solank die mense hom met lees. Ek wil nie hy moet op 'n boekrak eindig. Yes. Want ek dink dat die boek kan 'n verskil maak. Jy weet en die boek is eintlik die Bybel. Dit is mos maar net daai die oude boek geskryf en ons het die boek gelees en ons praat oor die boek maar al die Bybelse beginsels daarin is waar en eg en dis Hy het hom baie goed neergesit in hierdie Bybelse beginsels uit 'n besigheidsperspektief uit. Louie, baie contentious issue is in die besigheidswêreld is word baie keer gesê, ek wil asseblief net nie met 'n Christen besigheid doen nie, want hulle gaan jou iewers langs die pad beduiwel en mens sien baie keer ouens wil besigheidskaartjie vir jou gee of hy sal sy signature onder in sy e-pos so nonchalante 'n Bybelversie bysit. Wat is jou opinie? Waar staan jy daar rondom? Solank as wat jy dan jou kant van die bargain hou. Ja. Dan dink ek is dit great. Dit is 'n baie goeie idee, maar again, ek dink daar's 'n groot verantwoordelikheid. Jy kan nie 'n Bybelversie in jou e-mail signature sit, maar dan jou aksies is die exact opposite daarvan dit. Jy weet, ek dink daar weer daar gaan mense deur jou sien in elk geval. Dus ek het mense het ek kan nie onthou waar kom die ding vandaan nie, maar dat 'n mens nie besigheid moet doen met mense wat met die Bybel onder die arm. Ja, mense hoor dit baie. Ek weet nie waar kom die sering vandaan nie. En so die boek het my so 'n bietjie met dit ook gekonfronteer, want want hierdie ding in jou agterkop, jy wil nie met die Bybel onder die arm besigheid doen nie, maar aan die ander kant is dit nie tog hoekom ons hier is. Jy weet, is dit nie tog hoekom ons hier is eintlik om disippels te wees en om vissers van of disippels om mense te wees wat ander mense in die Here te lei en of dit nou is deur nice te wees met jou of 'n Bybelvers met jou te deel, en of dit net is omdat ek die regte ding gedibbiet het of die regte ding gekrediet het, dit is irrelevant, jy weet, so maak as wat ek doen. So ek dink in beginsel, ek het geen probleem daarmee nie, ek dink dis great, maar jy moet dan nou by jou woord, jy weet, ek dink daar jy sit 'n verwagting op jouself as jy dit doen. Maar ek dink dis goed as jy dit doen. Yes. Want dan moet jy jouself ook accountable hou.
En dit is baie waar en wat ongelukkig soos jy ook gesê daar's baie keer en daar's 'n persepsie daar buitekant. Wat ek wil tog het jy met vir Christen besigheid en nie want hy dit presies wat hy daai Bybelversie belyn nie met hoe kom in praktyk. Ja, maar voor En ek dink dit is as 'n mens gaan nou statisties na dit sou kon kyk, dink ek jy sal baie skrik hoor. Mense wat sê hulle is Christene en ek verhef myself nie bo niemand anders nie, want ek dink daar's baie mense wat sê maar jy het ook al die bal laat val of nie gehou by jou woord nie of nie 'n deadline nagekom nie, maar ek dink statisties is daar baie scary stat daar buite oor presies dit. Jy weet mense wat sê hulle is Christene maar nie wendig daarby hou nie. Jy weet nie praktyk dit so doen nie en dit lei nou in na jou volgende vraagie toe. Dis presies wat ek op pad is die hele ding van accountability. Yes, accountability en jou vraag is nou spesifiek oor accountability tussen Christen besigheidseienaars. Yes. En jy weet ek so V4T dink ek is 'n baie great platform. Ek dink hierdie sake netwerk wat julle nou gaan doen die 11de September gaan baie cool wees. Waar jy ander mense kan ontmoet wat sê ek is 'n Christen besigheidseienaar. En dis die eerste ding uit my kliënte uit kan ek vir jou dalk op een hand tel hoeveel van hulle sê hulle is Christene en hulle is besigheidseienaars. Dit is nie iets waarmee mense op hulle moue rondloop nie. Hulle adverteer dit nie vir die buitewêreld nie. So wat accountability aanbetref in daai omgewing dink ek dit is waarskynlik redelik laag. Want ek weet nie jy sê jy is 'n Christen besigheidseienaar. Ja. So so my gevoel rondom dit is weet jy moet jou kring identifiseer met by wie jy jouself moet toets en wat jou accountable moet hou. Binne in ons selgroep of jou eie selgroep, dis waarskynlik die veiligste space om te doen. Jy kan ook nie met elke ou net begin praat oor jou besigheid en waarmee jy besig is en waarmee jy struggle en wat is jou realiteit nie. So maar ek dink accountability tussen Christen besigheidseienaars is waarskynlik baie laag omdat mense dit nie vir ander mense sê. Daar's amper vrees dalk. Daar's al vrees daaroor om te sê ek's 'n Christen want wat vir my moslim kliënt gaan hy by my 'n pen koop of whatever jy besigheid dan verkoop, jy weet. En ek dink dit is 'n vrees wat mense maar het en hoekom hulle eerder kies om stil te bly en die skadu is te probeer operate. Maar ja, as ek dink om vriende te hê of 'n selgroep te hê waarin jy daai accountability kan skep. So ek en een van my vriende probeer ons kry dit nie gereeld genoeg reg hier. Een keer 'n maand kom ons by mekaar en dan ons gaan nou sommer net 'n bietjie breakfast en die idee is net om 'n bietjie in te check. Hoe gaan dit met Louis? Hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit met jou besigheid? Wil jy moan gou 'n bietjie? Ek gaan luister en dan gaan ons dit my week om te moan. Maar dit is so bemoedigend en dit maak so 'n verskil as jy daai persoon kan hê met wie jy een keer 'n maand net as aan breakfast net bietjie gaan incheck, net 'n bietjie kan afpak, net bietjie deel oor jou dramas en jy weet daai ou gaan nie met ander mense oor jou dramas praat nie. Dit is vir julle en jy kan nie glo die waarde wat jy dit uit kry, wyse woorde van bemoediging, net uit dit uit. En net om te weet ek kan hom bel. Ja, en hy verstaan en hy weet waar jy gaan en hy kan jou help daardeur. So ek dink om so iemand te kry is ongelooflik waardevol. Yes. En dit kan 'n reuse verskil maak in jou besigheid as 'n besigheidsman en ook in jou ability om God se koninkryk in jou besigheid te laat groei. Paar jaar gelede het ek 'n goeie vriend van my in die naam van Stefan Greiling. Hy het die Greiling Motors aandelaar hier in Pretoria. Ek en hy so gesels en toe sê hy en dis presies wat hy doen. Hy en sy broer is so hulle doen dit. Hy het 'n standaard afspraak in sy dagboek. Een keer 'n week, weet nie wanneer nie iewers die week het hy en sy broer 'n saak gaan ontbyt eet. Ja. En dis presies daar waar hulle die moeilike vrae vir mekaar vra. Dis 'n bietjie waar staan jy? Waar staan jy met jou krediteure? Ja. Waar staan jy oor jou belastingplek? En ook selfs dieper, weet waar staan jy in jou gesin? Waar staan jy in jou wandel met Jesus? En dit was net interessant te sien en dit is 'n vaste plek in sy dagboek elke week. Weet hy nie, ek en my broer ontmoet mekaar donderdagoggend vir ontbyt en dit is hoe dit is. Nou niks kom daar verby nie. So accountability is krities belangrik. Dit is absoluut as daar nie accountability in my lewe by my selgroep was nie, weet ek nie of het ons selgroep by die werk begin nie. Yes. Want ek was ge-challenge, jy weet, ek was bereid om eerlik te wees vir die mense en hulle het my en toe ek nie deurvoer, was ek 'n kant opgehou daarop en dit het gelei
totdat ek het te wen, okay, ek gaan dit nou doen, ek moet dit nou doen, maar die ouens sit te wag vir my om dit te doen. Ek moet volgende week terugvoering gee, jy weet, daar is nie nou meer uitkom kans nie, en ek is so dankbaar daarvoor, jy weet. En dit is nie so 'n gemaklike plek nie, hè. Accountability is glad nie gemaklik. Nee, en maar ek dink in daai konteks, in die Christelike konteks, is dit is so valuable. Waar mense hou jou accountable, maar daar's nie judgment nie. Daar's nie oordeel nie daar. Dis nie negativiteit rondom dit. Dit is meer ek gaan jou aanmoedig om dit te doen want jy het gesê jy gaan. En dit is vir my ongelooflik powerful. Jy weet, dis daai community wat 'n mens kry en om in daai kring of in die selgroep te wees waar jy dit kan hê, om daai vrymoedigheid te hê om met mense te praat oor jou besigheid of jou struggles of whatever. Ek dink dit is so 'n belangrike deel van jou lewe. Is wat jy nou sê is baie dis krities belangrik daai van daai judgment nie, nê. Want dit is ongelukkig baie keer die plek waar almal meer default toe. Maar dis accountability sonder judgment en dit is nie daar waar en dit is daar waar koninkryks opbak regtig. Dit is hoe hy regtig lyk. Ja. Louis, ten slotte, een laaste vraag wat ek wil vra is het jy vir ons 'n koninkryks impak storie uit jou bedryf uit of uit jou kantoor uit wat jy met ons sommer net met ons kan deel om ons 'n bietjie te bemoedig? Is dit Jakes, ek kan na soveel goed verwys waar die Here 'n pad met my gestap het deur sekere goed. Jy weet ek kon nou terugdink aan toe ek 23 was, het ek was jonk, jy's dom, jy dink jy weet alles, maar jy het 'n droom en ek het gebid sekere goed moet gebeur. Ek wil so wees, al hierdie goed moet gebeur en teen 27 wil ek in hierdie posisie wees en toe ek weet nie, toe ek 29 en ons het in 'n selgroep en so enige gesprek oor goed waarvoor jy gebid het wat waar geword het en toe ewe skielik toe onthou ek, maar toe ek 22 was, 7 jaar terug het ek gebid vir 'n klomp goeders en elke liewe ding het gebeur. Jy weet, in my werksplek, in my persoonlike lewe, ek het 'n wonderlike vrou gekry wie ek getrou het. Ek het 'n seentjie gehad wat toe pas gebore was en al hierdie goeders dan ewe skielik dan dawn dit so op jou. Weet jy, maar die Here was daar. Wanneer jy in die middel van hierdie geveg is, ons noem dit nou maar 'n geveg. Wanneer jy in die middel van die battle is, dan weet jy dit nie. Jy voel alleen, jy voel geïsoleerd. Maar op die einde, as jy aan die ander kant uitkom, 2 jaar vanaf, 3 jaar vanaf en jy kyk terug, ewe skielik dan sien jy die Here se hand in jou besigheid, in jou persoonlike lewe, in jou kind se lewe. En so daar is soveel gevalle van dit, maar ek kan amper nie 'n enkele storie uitsonder. Maar hierdie is 'n storie wat vir my so uitstel, maar daar is ja, as ek moet gaan begin skryf en ek 'n boek moet skryf oor die hoeveelheid gebeure en goeters waar ek na die tyd, as jy daar sit, dan kom jy nie agter die Here is besig om met jou te werk. Die Here hy is langs jou, dit voel nie nou so nie, maar hy is hier, hy is by jou. En aan die einde van die geveg, as jy terugkyk, dit is daai ek onthou ek was in die sonnaskool na Wesselsbron en NG Kerk Wesselsbron. Moedergemeente het ons so 'n klein boekmerkie gekry. Ja. Met 'n prentjie van 2 spore in die sand wat dan 1 spoor in die sand raak. En dan onderin is daar 'n stukkie geskryf en sê dit Jesus waar jy voor jou alleen was, is waar Jesus jou gedra het. En nie waar jy alleen deur die sand geloop het nie. En 'n standaard 7 boekmerk is iets wat op by 'n ou nou sit. Yes. Nou is 'n ou 38 jaar oud. En jy kyk terug van toe jy 15, 14 jaar oud was en onthou die boekmerk. Yes. So en dit is maar ek dink elke mens het daai storie, jy weet, en elke ou se storie is dalk 'n bietjie anderste. Maar as jy gaan sit en jy gaan reflekteer en jy kyk terug oor jou lewe, die Here is daar, en hy is met jou, al voel dit nie altyd so. Yes. Baie dankie. Dankie vir jou tyd vandag. Dit was lekker om met jou te gesels. Dit is lekker om 'n meer vrystater en 'n meer koffsie hier in die ante ek sit gewoonlik by die klomp tikse hier so is lekker 'n bietjie of koffsie saam met my te kan hê. Dis hy. Ja, cheetah. Ek is daar op 'n cheetah hoor jy ek is absoluut 'n cheetah so dit bly maar in die bloed so. Dankie Louis, dankie vir jou tyd. Dankie vir wat jy doen. Dankie vir jou werk in die besigheidswêreld. Dankie ook vir wat jy by die kerk doen.
maatskappy het ons onlangs geaudit, so julle is reg deel van die familie, so dit is lekker om saam met jou te kan journey. So mag die Here regtig veel meer gebruik en wat ook al die toekoms hulle inhou, mag dit net van krag tot krag groei. Nee, baie dankie Jacques, ek waardeer dit. Ek dink van my kant af ook, ek dink ons het nou by die kerk aangesluit in 2021, weet so ons het net na COVID het ons hier aangekom en dit was 'n weer tyd om te begin deel raak van gemeenskap. Maar hoe Morletta verander het in die laaste 4 jaar is vir my amazing. Jy weet, as jy by die kerk instap, dan voel dit sommer net anders. Hier's 'n energie in die kerk in die gang en dit is vir ons ongelooflik lekker om in hierdie kerk te wees en ek bedoel dit moet soveel mense deel as wat 'n mens kan, jy weet. So dankie ook vir julle en vir wat die kerk doen vir ons, want ek dink julle doen soveel werk in die agtergrond dat mense nie altyd sien nie. Mense wil die preek luister op 'n Sondag, maar daar's soveel goed wat gebeur behind the scenes van hierdie besigheidsmasjien wat by die kerk nou is met al die mense wat hier werk en alles wat moet gebeur aan die gange. Jy weet, so dankie vir julle en vir al julle werk. Ja, dankie Louis, dankie. Jy het nou 'n bietjie insaag in die binnekringe gehad, so maar dis lekker om jou binnekring te hê. Louis, baie dankie. Seën vir jou, Jacques. Dankie. Dankie vir julle saam kyk en saam luister vandag. Dit was lekker om vir Louis by ons te gehad het. Ek wil julle challenge wat saam met ons vandag sommer net gekyk het en geluister het. Sê vir ons, kom ons onder hoe lyk God se plan vir jou besigheid? Hoe implementeer jy dit? En kom ons begin saamgesels daaroor, en dit is so relevante ding van waarmee wat in die besigheidswêreld gebeur. As julle wil deel wees van wat ons by die Morletta Kerk doen, wil ek julle uitnooi om deel te word. Stuur vir ons 'n e-pos na info@morletta.co.za en ons maak jou deel. Ons skakel jou in, ons kry jou op 'n platform waar ons hierdie goed in meer detail bespreek. Ons regtig besigheidsmanne bemagtig om nie net daar in die markplein te beweeg nie, geld te maak nie, maar ook om 'n koninklike impak te maak daar waar die Here ons geplaas het. Baie dankie.